Goeiedag. Vandag is ons by die 6de en laaste dagstukkie oor die wonderbare geluk waarvan Psalm 1 praat. Kom ons lees die Psalm weer. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelose mense volg, nie op die pad van sondaars staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat sy vreugde in die wet van die Here vind en sy wet dag en nag prevelend opsê. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddelose mense nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddelose mense nie staande bly waar reg gespreek word, of sondaars waar regverdiges byeenkom nie. Ja, die Here sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddelose mense loop dood. Tot sover uit die Psalm. Hierdie Psalm begin met die pad van sondaars en eindig met die pad van sondaars, oftewel goddelose mense. Die laaste vers wys vir ons waar die raad van goddeloses en die sinisme van spotters jou laat beland. Dit is nie 'n paadjie wat op geluk uitloop nie. Om werklik gelukkig te wees, moet jy God se woorde indrink, soos 'n boom wat die watervoor se water opslurp. Ek het reeds daarop gewys dat die sondaars of goddeloses nie noodwendig lelike goed aanvang nie. Hulle is gewoonweg net die mense wat vir hulle self lewe in plaas van vir God. Hulle is die mense wat ten alle koste vir hulle self wil sorg. Ek het hulle sommer grypers genoem. Daarteenoor staan die regverdiges as mense wat gewers is, soos die boom wat sy vrugte gee op sy tyd. Die regverdiges, die gewers, die mense wat God se woorde onthou as hulle op die lewenspad loop, is gelukkig omdat God sorg vir hulle pad. Dit is die geheim van sorgelose, uitbundige geluk. God sorg vir my. My lewenspad strek van hier af tot in die ewigheid. Daarteenoor loop die pad van die grypers, oftewel sondaars of goddeloses, daardie pad loop dood. Die beeld wat in hierdie teks sit, is die van water wat op sanderige grond in 'n dun stroompie vloei en dan uiteindelik sommer in die sand verdwyn. Jy sal die raad van hierdie mense wat vir eie belang lewe oral kry. TV, YouTube en tydskrifte en sosiale media vertel hulle jou hoe om suksesvol te wees. Moet jou nie aan hulle steur nie. Kom ons bid saam. Here, vorm tog ons denke deur u woord, dat ons die ware geluk kan hê en met insig vrugbaar kan lewe. Amen.